ons Hemelse Vader, Here, die ons weer vanoggend in mekaar gekom het, om verder die woord te lees, te studeer. Vra ek, Here, dat U asseblief met ons sal wees, dat ons gedagtes sal oopmaak, sal helder maak, Here, dat ons kan wysheid kry, Here, om U woord te kan insien en te kan verstaan. Amen. Okay, goeiemôre. Goeiemôre. Ja. Ek gaan nou doen. Goed. Wie van julle so 'n bietjie geherkou na gisterand? Wat julle gehoor het hierso, geleer het. Dalk net 'n hernuwing of wat is dit? 'n recap gekry. Niemand nie. Heel netlik goed hoor. Ja, as dit as iemand so 'n bietjie herkou het van wat julle gehoor het gisterand. So, wie sê gisterand was die moeite werd geweest? Okay, daar is 'n paar hande wat opgaan. Okay, so, ja, nou julle het my gisterand 'n klomp vrae gevra. Is daar enige vrae? Vanoggend het iemand na my gekom en 'n vraag gevra wat my laat skrik het, dat ek dalk 'n ding verkeerd verduidelik het, of die verkeerd laat verstaan het. So, en ek gaan vir julle nou die vraag gee, was daar enige ander mens, iemand anders wat 'n vraag het wat oor gisterand, wat hy nie oor duidelikheid gehad het. Ek gaan julle nou vra, dan gaan julle nie meer weet. So julle het geen vrae oor gisterand nie. Kyk, die vraag wat ek gekry het, is, ek het 'n stelling gemaak, dat indien die Heilige Gees nie God is nie, toe was daar 'n bietjie verwarring omtrent die saak. Het enigiemand 'n vraag daaroor gehad? Okay, dit is nie die stelling wat ek gemaak het nie, so ek wil net dit duidelik maak. Die stelling wat ek gemaak het is dat indien die Bybel dit so geskryf het, dat die Heilige Gees geapostel is, né, dan is hy nie God nie. Maar die Bybel sê nie dat hy geapostel is nie, maar die Bybel sê dat hy gepempo is. En pempo beteken dat dit is die autoriteit in God homself wat gekom het na hierdie aarde toe. Okay, is dit duidelik vir julle? Reg. So, okay. Ek gaan so 'n paar vrae vir julle vra, kan ek maar vra? Nou wat ek hierso het is pryse. Ek weet of party van julle hou van pryse. Mense, 'n armbandjie wat ek het, met 'n kruisie op. En as jy jou selfoon so teen hom hou, weet nie presies wat jy doen nie. Ek is nie tegnologies so goed nie, maar ek weet as jy my selfoon hou en dan tel hy die stripie daar binne op en dan pop daar 'n teksvers op en elke dag gee vir jou 'n nuwe teksvers. Dis cool, hè? Ja. So ek het 3 van hulle hierso. En dan het ek 'n moeilike vraag en die vraag is 'n belowende Abundant Life pen. Kyk hoe mooi is hy. Aan die ene kant is hy 'n pen en aan die ander kant is hy 'n potlood, maar die potlood word nooit stomp nie, hy is van 'n sekere metaal gemaak. So jy wil nooit skerp te maak, hy skryf net altyd. Maar is dit nie cool nie? So kom ons kyk of julle die vraag kan beantwoord wat julle gaan vra. Is julle reg? Okay, wie kan, soos ons gisterand gesels het ons gesê daar is een woord wat die boek Openbaring kan opsom en vir my die betekenis en verduideliking gee van die woord. Okay. Okay, wie is braaf genoeg? Ek het 'n paar hande gesien, nou gaan die hande weer terug. Okay, yes. Die Griekse woord. Die Griekse woord is? Die Griekse woord is makarios. Die betekenis daarvan is gaande en innerlijke vrede en vreugde wat ervaar word. Ondeurgrondelike vrede en vreugde wat nie beïnvloed word deur omstandighede. Awesome, kan ons maar aangee. Waar is jy? Sê, hy gaan nie elke dag sy Bybel lees. Okay. Goed. Kan iemand vir my verduidelik wat die woord apostello beteken? Yes. Jy moet die blauwe een maak. Dit beteken jy is gestuur met iemand anders se autoriteit. Yes, okay. En kan jy vir ons sê in wat se konteks ons om gisterand gebruik het? Dit is net verby, dit is nie... Ja, so die engel is gestuur met God se autoriteit.
So dis nie God self wat iemand engel is gestuur en God se autoriteit om vir Johannesburg. Awesome. Okay, so okay, die volgende is eintlik baie maklik. Sê vir my, wat beteken die woord gaan? Wat beteken die woord pente? Yes. Bestuur met bestuur en dit beteken dat dis God self wat met sy eie autoriteit. Yes, baie mooi. Kyk, en hoe is dit gebruik gestaan in die boek Openbaring? God wat gaan afkom, hy gaan afkom. Kyk, kan iemand herhaal? Ja, dit is Jesus getempel. Ja, die Gees is getempel, hoe is dit in konteks van die boek Openbaring gebruik? Yes. Die Openbaring is God. Yes, die boek Openbaring is God se autoriteit. Kijk, hier kom die moeilike ene. Ek sien 'n greet daarvoor. Ek wil gee ons met die eerste 5 hoofstukke van die boek Openbaring se opsomming gee. Ek vra nie vir 22 nie, ek vra net vir die eerste 5 hoofstukke nie. Jy mag nie kyk. Nee, mag nie kyk. Skens? Nee, maar dit kan jy sê. Dis kyk. Jy kan probeer, kyk jy. So Openbaring is die visioen wat Johannes ontvang het op die Sabbat van die boodskap wat in die sewe kerke van Johannes ontvang. Jesus nou verskyn volgens sy boodskap verskyn. Hy kom tot hom wie hy is. Okay, daar sê jy hoofstuk 2. Hoofstuk 2 en hoofstuk 2 begin met die brief van die kerk van maar die sewe kerke die brief wat geskryf word hoofstuk 2. Okay. Hoofstuk 3 conclude die boodskap van die kerk van Laodicea. Yes. En dan hoofstuk 4 begin met waar Johannes die deur geopen sien in die hemel en hy gaan in die heiligdom in en dan sien hy die goudkandelaar wat is die binnekant van die heiligdom. Yes. En die res van hoofstuk dan in hoofstuk 5 ek dink hoofstuk 5 begin met die profesie van waar die lam wat geslag is in die kroon en dan ek dink dis waar die sewe seels genoem word. Yes. Okay, hy is soos 99% daarso. Kan ons hom die prys gee? Ja. Okay. Okay, so die eerste hoofstuk gee vir ons die prentjie van Christus, die werk wat Christus wil doen in ons lewens en wie en wat hy is. Hoofstuk 2 gaan oor die eerste vroeë kerk net na Christus en hoe Christus hulle graag wil korrigeer en wil help en komplementeer in die werk wat hy doen. Hoofstuk 2 gaan oor die laaste eindgenerasie kerke van 538 tot aan die einde dat die Here gaan kom en dan hoofstuk 4 gaan ons in die troonkamer in waar ons vir die Vader sien, die Heilige Gees, die 24 ouderlinge, die werk wat hulle daarso doen en hoofstuk 5 kom Christus in die troonkamer in en hy neem die boekrol en hy rol die boekrol oop en hoofstuk 6 gaan ons dan na die 7 seels kyk. So ons gaan nou in eredienstyd gaan ons juist kyk na die 7 seels. Ons gaan kyk na die herstelproses wat die Here vir ons het in die boek Openbaring. Die belangrike herstelproses vir ons is. So, kyk. Shalabi. Goed. So kom ons kyk nou na 'n paar vrae wat julle gisterand gevra het.
Moontlik het ek dalk die vraag beantwoord, soos het ons deur die ding gegaan het, en ek het uiteindelik nou hierso, ek moet net nou leer hoe die ding te werk. Hoe is het ook nou? Eens kyk so. Sê daar. Kyk, daar mag dalk spaar stelfoute wees, ek het dit vinnig in my rekenaar ingetik vanoggend. En so, hoekom is daar 7 van alles? Hoekom is 7 die getal wat altyd gebruik word in die Bybel as 'n belangrike syfer, kan ek sê. So, daar iemand wat graag wil, ek het nou nie 'n prys nie, maar ek sal vir jou high five gee. Is daar enige wat graag wil probeer? Hoekom is 7 so 'n belangrike getal in die Bybel? Yes. Ek sal sê dit is in die hart van die 10 gebooie. Die getal 7 wat praat van die Sabbat, van die 4de gebod. Die getal 7 is 'n God gegewe getal. Dit is 'n perfekte getal, dit is 'n getal wat volbring is. Volmaakte getal. Dit is 'n volmaakte getal. Yes. Kyk, so is daar enige bewyse in die Bybel dat dit so is? So, daar's nie 'n versie wat vir ons sê 7 is die volmaakte getal in die Bybel nie. Maar as ons van die begin van die skepping af lees, dan sien ons dat dit is die getal wat gebruik word om volmaaktheid, die volheid, die voltooiing en alles te verduidelik. Na 6 dae die Here die hemel aanskaap en het die Sabbatdag, die 7de dag geseën en hy het dit geheilig. So, skepping is basies die fondasie van die 7de, en dan kan ons kyk na die verbondsteken. Die Sabbatdag is 'n heilige dag, dit is 'n herinnering aan die voltooiing van God se werk ensovoort. So, die heiligdom word ook 7 gebruik, die 7 kandelare. Het ons stand gelees van die 7 kandelare? Ja, so jy die hoofstuk gelees het, mens jy dit raak gelees het, van die 7 kandelare. So, maar die heiligdom was 'n 7 kandelare gewees, en dan die bloed moes 7 keer gesprinkel word, daar was 7 feeste, wat in Israel gehou moes word, en dan as ons in die boek Openbaring kyk, en dan sien ons net 7 pop uit daar, iets verskrikliks. Die 7 gemeentes, die 7 seels, die 7 woestyne, die 7 plaag, die 7 geeste. En as ons na die lam kyk, en ons het 5, 7 horings gehad, en ons kan so aangaan. So, en ja, die eerste keer wat 7 in die Bybel gebruik word, is wanneer God klaar is met die skepping. Van daardie punt af beteken 7, God het dit voltooi. So wanneer Openbaring 7 gebruik, beteken dit, God gaan sy plan volledig klaarmaak. Wanneer Openbaring 7, nie Openbaring hoofstuk 7 nie, maar wanneer Openbaring die syfer 7 gebruik. Goed, so dis basies die 7. Interessant dat die kind wat genees is in 2 Konings, het 7 keer genees, en toe is hy gesond. En so is die 7 gemeentes ook 'n volle geestelike reis en genesing wat die Here soek vir ons. So, kyk, so waarna verwys Openbaring, was 'n ander vraag gewees wat gevra is. Nou, ek weet nie presies wat die vraag eintlik vra nie, ek weet nie of die persoon die is nie, so ek het probeer, maar thumbs up wat die vraag eintlik vra, wat beteken, waarna verwys Openbaring, is dit waarna verwys die boek Openbaring, waarna verwys die naam Openbaring. So ek het toen maar gegaan op die naam, hoekom word dit die Openbaring genoem, die Openbaring van Jesus Christus. En die antwoord is eintlik gegee in die eerste vers, die Openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het. So, en dit vertel ons alles van wie Christus werklik waar is, en die plan wat hy het van verlossing vir ons vandag, en dan natuurlik hoe hy die einde gaan bring van die grootste. So, dit sê nie, dit is 'n geslote boek nie, en dit sê so ook dat dit is die apokalypsis, dit beteken is die onthulling, dit is die geheime wat onthul word van Christus, die werk wat gedoen word, die tyd waarin ons lewe, en so in die Openbaring het hulle gesê die einde van tyd, die boodskap moet geseël word. Ag, en Daniël, die Here gesê, seël vir my die boodskap, dat niemand dit kan verstaan en kan lees nie. Openbaring sê, maak dit oop, dat is openbaar dit, dat almal kan hoor en sien in die tyd wat ons lewe. So die tyd het nou gekom dat Daniël ook moet geopenbaar word. En
dat ons dit kan verstaan. Nou ons het groot geword met dit, is dit nie? Ons het in die Adventiste kerk groot geword. Het groot geword met die Daniel beeld en die leeu en die beer en die luiperd. Reg. Of het is nie groot geword daarmee. Ons ken dit van kleins af, né? Yes. Ja, ek het tot die oortuiging gekom, nou eers onlangs van die waarheid, so dit is vir my nie, dit is my... Dis openbaring vir jou. Ja, Yes. dit is openbaring vir my, ja. Ja. Maar dit is wat daar buitekant is. Ons wat as Adventiste groot geword het groot geword met dit. Dit was nooit vir ons soos 'n openbaring gewees nie, want ek het gegroei in 'n deeltyd, jy weet. So, maar die mense wat dit nou ontdek, vir hulle is dit absolute openbaring. En dit is vir hulle, wow, jy weet, hoe is dit nog al die jare van my weggehou? Ek het nou net met ouetjie gesels, toe sê vir my, en ek verduidelik vir hom alles, en hy sê vir my, so I've been lied to my whole life long, jy weet. Toe hy nou sien die waarheid wat daar is, hy sê, ek het in my hele lewe lang, is daar leens vir my vertel, jy weet, dat dit weggesteek is vir my, en ek kon het nooit sien en nooit ontdek nie. So, maar dit nie, dis heeltemal, ek het vir hom gesê, dis nie heeltemal waar, dat ek dink, mense het vir hom gejok nie, ek dink net, die mense nie volle kennis gehad, met wie hy saam met hy studeer het. So, kyk, so, dan is daar vraag oor, soos, wat is die 7 gemeentes, wat is die 7 kandelare, wat is die 7 geeste, wat is die 7 sterre, en hoekom word Jesus die begin en die einde genoem, en as hy nie die begin en die einde, as hy nie die begin en die einde het nie, hoekom het Jesus wit hare, oor van 4 vlam, swaard uit sy mond en voete van koper. Kijk, dit is vraag wat redelijk aanhoudend deurgekom het, is daai vraag gewees. Kijk, so kom ons maak ons Bybel oop, en dan gaan ons gou net so vinnig daar deurwerk. Is julle gereed daarvoor? Kijk, en dan kyk ons na Openbaring hoofstuk 1. Ek wil julle met Openbaring lees, asof julle 'n mango eet. Het julle al mango geëet? Nie met 'n mes en vit nie, maar weet as jy so skil, jy vat al 2 hande so, né? En jy eet ons so die sap druk so af, né? Dis lekker. En dan moet jy gaan bad. So, van al die sap. So, dis hoe jy mango eet, né? Eintlik moet eet. Maar, en dis hoe jy die woord van God moet studeer, die sap moet so druk. Yes, het jy hand opgehad. My ouma sê altyd, enigste plek om 'n mango te eet is in die bad. Dit vlek als. Yes, jy moet nie 'n Bybel lees in die bad nie. Ja, dit is waar wat jy sê daar. So, ja, ek glo natuurlik die mango is die verbode vrug gewees wat daar van nie mag eet nie. Want ek sal ook geval het vir die mango. So, okay, so die openbaring van Jesus Christus wat God hom gegee het om sy diensknegte te toon wat gou moet gebeur. Dan woorde, wat sê dit vir ons van die boek Openbaring as dit gou moet gebeur? Daar is 'n dringendheid. Is ek reg? Daar is 'n dringendheid in hierdie boodskap. Dis nie 'n boodskap wat ons moet ligtelik opvat nie. Dis nie 'n boodskap wat tydsaamlik is nie. Dis 'n boodskap wat dringend is. Dit moet gou gebeur. So, en daar's 'n paar dinge wat moet gou gebeur. So, wat sou julle sê is daai dinge wat moet gou gebeur? Ek gaan so stap vir stap net so deur hoofstuk 1 gaan gewerk. Wat se dinge is daar wat gou moet gebeur, dink julle? Kan maar kans vat hoor. Jy sal nie verkeerd wees nie. Evangelisasie, yes, die woord moet dringend uitgaan, hè. Ons het nie tyd om te speel nie. Ons het nie tyd om hierdie sitplekke warm te maak nie. Okay? Ons moet uitgaan en die woord gaan verkondig. So, dinge moet gou gebeur. En so wat hy deur die sending van sy engel aan sy diensknegt Johannes te kenne gegee. Met ander woorde, die Vader het die boodskap vir sy seun gegee, sy seun het dit vir die engel gegee, en die engel het dit nou vir Johannes gegee. Nou, as ons verder aan lees in hoofstuk 11, dan sê dit, en vers 11, sê dit vir ons, Johannes moet dit neerskryf in 'n boek, en hy moet dit na die 7 gemeentes bestuur. En dan wil dit van die Vader af die seun, die engel, Johannes, na die 7 gemeentes, en ons verder aan lees ons van die 7 geeste wat die Heilige Gees is, dan besef ons dat hierdie is nie 'n one-man show nie. Hierdie is 'n holistiese boodskap. Jy weet wat holisties beteken.
Nee, dis 'n holistiese boodskap waarin almal by betrokke is. Die hele drie eenheid gooi hulle volle gewig daarin. En hy sê, Johannes, kom, jy moet jou volle gewig ingooi. Gee dit vir die 7 gemeentes, hulle moet hulle volle gewig daarin gooi. Want is 'n dringende boodskap wat moet uitgaan. Is julle met my? Dis 'n holistiese boodskap. Almal is betrokke. Niemand mag op die kantlyn sit en wonder wie gaan die werk doen. Almal moet inspring en die werk doen. Goed. Dan sê hy, en Johannes het getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, alles wat hy gesien het. Okay. So, en interessant, as ons gaan kyk na vers 9, dan sê hy, en Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking en die koninkryk en die lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word, ter wille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Hy sê nou net, ek moet getuig van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, en dan kom hy later en sê, ek sal in die gevangenis gesit, weens die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Maar dit het Johannes nie laat stil bly. Hy het maar net aangehou skryf. En dan kom hy, salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, die wat het hoor, en bewaar wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Weereens die dringendheid, die tweede keer, hoe dringend is dit? Dit moet gou gebeur, die tyd is naby. Dink julle, ons as kerk is dringend genoeg met die boodskap? Nee, ons is nie dringend genoeg vir die boodskap. Ek was hierdie week in Gilgoe gewees, jy weet waar Gilgoe is, ne? Daar in die Noordkus. Toe ons so toe gegaan, en ons het gaan kyk na die behoeftes wat daar is, gaan kos uitdeel, klere gaan uitdeel vir die arme mense daar. En weet, as het op die stadium toe ry ons van huis na huis, ag, jy ry so deur die bos, is verskriklik mooi, maar verskriklik warm. en dan kom jy by die huisie uit, hier tussen die bome en bosse, en dan bly daar 'n ou dame, ne? En sy sit daar so in vleg, maatjies. Dis al wat sy kan doen, sy kan nie loop nie, sy kan nergens in gaan nie, so daar moet vir haar kos gevat word, sy moet gehelp word om gebad te word, maar sy sit daar en vleg maatjies. En dit is 'n maatjies wat jy so ooprol. En ek vra vir haar, sy weet, vir my een van haar maatjies het, sy sê my ja, ek sê vir haar, wat vra sy van, sy sê nee, omdat ek 'n predikant is, kan ek hom verniet kry. Ek sê van nee, ek wil hom graag by jou koop, weet, want sy het niks geld nie, weet. En toe sê sy nee, sy vleg die maatjies vir die kerk, en dan verkoop die kerk dit, sodat hulle die werk kan klaarmaak. Adventiste dame. En dit het my nogal getref, jy weet, sy het niks nie. En dan vleg sy hierdie maatjies. Toe vra ek vir hoe lang vat sy om nou een mat te vleg. Toe sê sy vat haar 2 weke om een mat te vleg, te verkoop sy vir R150. Sy sien die dringendheid raak. Sy bly daar in die bosse. Al wat sy kan doen, sy kan nie gaan preek nie, sy kan nie gaan goede uitdeel nie, maar sy kan geld in mekaar maak om vir die kerk te kan gee, om te sê, gaan doen die werk. Ne? So, sy sien die dringendheid raak, sy sien dat die tyd van die einde is naby, sy het nie 'n radio nie, sy het niks, sy weet van niks nie, maar diep binne haar weet sy. Terwyl ons daar so staan, daar 6 teksverse op deeltyd, een teksvers van die ander teksvers, soos in die Bybel gememoriseer het. En ja, dit my laat dink, waar staan ek eintlik in die hele proses van die tyd van die einde? Hoe sien ek die tyd van die einde? Is ek regtig waar ook so ernstig as wat sy is oor die tyd van die einde? Maar Jesus sê dit vir ons, daar is 'n dringendheid. Die tyd is naby. En dan sê Johannes aan die 7 gemeentes in Asië. Nou,
as julle in julle boekie kyk, ek dink op bladsy 33, so julle sien daar's 'n kaart, so julle kan nou gou so in die blaai, op die kaart kyk na bladsy 33, sien julle daar's 'n kaart van Turkye. So, en dan kyk julle, dan is die sewe gemeentes is daar so in Asië. En ons begin by Efesië, en dan net bokant is alles in die kuslyn, dan is dit Smyrna, dan gaan ons boontoe, dan is dit Pergamus, en net onder Pergamus is Thyatira, Smyrna, dan het ons vir Philadelphia, soos in Philadelphia is, en dan het ons Laodicea. So dis waar hulle geleë is, en hy het die briewe geskryf, en hy het hulle in daai gemeentes gestuur. Ons gaan so 'n bietjie later gesels oor die impak en die betekenis van hierdie 7 gemeentes op my en hierdie kerk vandag. Kyk, so, en dan sê ek vir hulle, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom. Kyk, wie is dit? Genade vir julle van hom wat is, wat was en wat kom. Wie is dit? Ons probeer weer. Kijk, Jesus is God, ja, maar hierdie is die Vader. En hulle spreek ons spesifiek aan as die Vader, wat is en wat was en wat kom. Maar net daarna is hulle, een van die, lees dan, 7 geeste wat voor die troon is. Ne? So, wie is die 7 geeste wat voor die troon is? Iemand het wil is raaispunt van. Ons kom nou by hulle uit. Die 7 geeste is die Heilige Gees, die volmaaktheid van die Heilige Gees, die volmaaktheid van die werk wat hy doen. Hy wat is en wat was en altyd sal wees, daar is geen begin en einde van God nie. Nou, hy was altyd, hy is en hy sal altyd wees, hy leef nie eens in tyd nie. En dan kom ons by die volmaaktheid van die Heilige Gees, die werk wat hy doen in ons lewens vandag, die 7, die volmaaktheid. So, en dan sê hy, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode. En hy bring al die 3 eenheid van God. En hy sê, want ons kan net van God die volmaakte genade en vrede ontvang van niemand anders toe. En as jy met ons. Jy sal in my. Kijk, goed. So, en dan sê jy saam, of is daar iemand wat nie saam sê oor dit? Sê jy gelukkig daarmee? Okay, so ons beantwoord nou van die vraag, hè? So wie is die 7 geeste, en dan gaan ons by die ander kom. Alright. En van Jesus Christus, die getroue getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die oorste die konings van die aarde, aan hom wat ons lief het en ons van ons sondes gewas het in sy bloed. Nou daai gewas, wil ek ook met julle, dink volgende week, gaan ons gesels oor daai gewas, prachtige, diep betekenis, lysante, is die Griekse woord vir dit, wat dit vir ons eintlik beteken, hoe hy ons gewas het, en hoe hy ons nog steeds elke dag wil was, en wil gereed maak vir die bruiloft, weet, waarna hy gaan kom. En hy het ons konings en priesters van sy God en Vader gemaak, en aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kijk, ek dink nie daar is enige vraag oor daai nie. Kyk, hy kom op die wolke en elke oog sal hom sien, ook hulle wat hom deursteek het. En al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Elke oog sal hom sien. In daai eindste versie is daar net soveel diepte, waar ons ook later volgende week gaan kyk, wat sy oog gaan hom sien, hoe gaan ons hom sien, en wie gaan hom allemaal sien. Dit is nie elke oog sal hom sien, maar wie is die elke oog wat hom gaan sien. En dan sê ek is die Alfa en Omega, die begin en die einde, sê die Here, wat is en wat was, en wat kom, die Almagtige. Ek, Johannes, julle broeder en deelgenoot in die verdrukking,
en die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus wat was op die eiland wat Patmos genoem word, terwille van die woord van God en die getuienis van Jesus Christus. Ek was in die gees op die dag van die Here en ek het agter my 'n groot stem gehoor soos 'n bassein wat sê, skryf alles wat jy sien in 'n boek en stuur dit aan die 7 gemeentes in Asië. Kyk, so hierdie boek wat geskryf is een boek wat geskryf is. En dan net verskillende opskrifte gehad. So elke boodskap was bedoel vir elke gemeente. So almal moes dit gelees het, want daar's in elke boodskap in elke kerk was daar iets gewees wat op toepassing was van op al die gemeentes. So, en ek gaan vir julle wys. So, kyk vir my na Openbaring 2, en dan lees julle my vers 6. Openbaring 2 vers 6. Iemand wat gewillig is om te lees. Openbaring 2 vers 6. Maar dit het jy, dat jy die werke van die Galatiërs hart, wat ek ook had. Okay, so maar dit het jy dat jy die werke van die Nikolaiete haat, wat ek ook haat. Kyk, so nou gaan kyk ons na die volgende gemeente, die gemeente van Pergamus, en dan sien ons daarso dat hy sê, vers 25, lees ons vers 25. Hou maar net vas wat julle het, totdat ek kom. Sorry, wat het ek gesê? Vers? Sorry, vers 15, ek het moet dalk met die opsit is. So het jy ook mense wat vashou aan die leer van die Nikolaiete, wat ek haat. Kijk, so hy sê vir die een gemeente, jy hou gelukkig nie vast in die leer van die Nikolaiete, wat jy haat hulle, net soos ek van haat. Dan kom hy by Pergamus, en dan sê ja, maar julle hou vast aan die leer van die Nikolaiete. So, en interessant, die vasthou, kom die hele tyd deur, die gemeentes. As ons gaan kyk na, die gemeente van Smyrna, dan sê hy vir ons daarso vers 10, sê hy, vrees vir niks wat jy sal ly nie. Kyk, die duiwel gaan sommige van julle in die gevangenis werk, sodat julle op die proef gestel kan word, en julle 10 dae lang verdruk ly. Wees getrou tot die dood toe, en ek sal jou die loon van die lewe gee. So wees getrou tot die dood toe, hou vast tot die dood toe, ne? So, en dan kom ons in vers 13, dan sê, ek ken jou werk en jou plek waar jy woon, waar die troon van die Satan is, en jy hou vast aan my naam, en jy die geloof in my nie verloon nie. Dan vers 15 sê hy, het jy ook mense wat vasthou aan die leer van die Nikolaiete. En dan kom ons by vers 25, en dan sê hy, hou maar net vast wat jy het, totdat ek kom. So, en dan kom ons by vers 3, vers 11, en dan sê hy, kyk, ek kom gou, hou vast wat jy het, sodat mense jou kroon nie kan neem nie. So, die hele tyd is al deurlopende tema in al die 7 gemeentes, soos wat julle gaan lees. Jy gaan sien dat hulle storie vleg eintlik so pragtig in mekaar in die hele tyd. En dit is die mooiheid van die 7 gemeentes, wat ons gaan kyk, nou in eerdienstyd gaan ons ook 'n bietjie daarna kyk, na die herstelproses wat in die 7 gemeentes is. Okay, so, en stuur dit na die 7 gemeentes toe. So, dis een brief wat gestuur is na die 7 gemeentes, al 7 gemeentes moes die briewe gelees het, en dit is belangrik vir almal van hulle. Toe draai ek nou om te sien watter stem met my spreek. En toe ek my omgedraai het, sien ek, wat het ek gesien toe ek omgedraai het? 7 goue kandelaare. Okay, so, wat verteenwoordig die 7 goue kandelaare? Nou verder aan sal hy volgeer vir ons die antwoord, en hy sê in vers 20, lees hom vir ons, die verborgenheid van die 7 sterre wat jy
Lees op ons. Ja, 1 vers 20, ja. This to make the 7 stars which thou saw in my right hand, the 7 golden candlesticks. The 7 stars are the angels of the 7 churches, and the 7 candlesticks which thou sawest are the 7 churches. Kijk, so die 7 kandelare is die 7 gemeentes. Okay, so dit is die gemeentes van Efesië en Smyrna en Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia en Laodicea. Alright. So vir Efesië, die heel eerste gemeente, sê hy, as jy nie gaan getrou bly in my nie en jou eerste liefde gaan terugkry, wat gaan ek met jou kandelaar doen? Ek gaan hom wegvat. Okay? So wat doen 'n kandelaar? Hy maak lig. Okay? Waar kom die lig vandaan? Van die olie en 'n stokkie, wat noem dit? 'n lint, is dit nie? So, maar die lint het olie nodig om te kan brand. Okay, olie verteenwoordig wat in die Bybel? Die Heilige Gees. Okay? So, kan 'n gemeente enigstens 'n lig wees? Kan Philadelphia, waar hy nou is, 'n lig wees as hierdie gemeente nie gevul is met die Heilige Gees nie? Nee. So, en hy sê, as dit nie so is nie, dan gaan ek die lampstander verwyder. En jy gaan net 'n dooie kol wees. Want ek kan nie 'n lampstander daar laat staan, en dit is 'n valse getuienis wat jy gee van wie Christus en wie ek is. So die kandelaar verteenwoordig die gemeentes. Maar om dieper te gaan, dit verteenwoordig ook vir wie? Vir my. Ne? Is ek gevul met die Heilige Gees. Brand my lampie waar ek is. Brand my kandelaar waar ek is. Okay? So, as ons na die boek Openbaring kyk, gaan ons sien, dit praat altyd van die gemeentes, dit praat van perde, dit praat van tydperke, maar in alles wil ons terugtrek na my persoonlike lewe toe om te sien, waar staan ek in die hele proses van die boek Openbaring en die boodskap wat die Here wil gee. Want dit is baie maklik om altyd te sê, maar dis die gemeente. Nee. Die gemeente het nie die Heilige Gees, maar as ek die Heilige Gees kan kry, gaan die gemeente dit ook kry. Okay? So hy staan en hy sien die 7 goue kandelare, en tussen die 7 goue kandelare, een soos die seun van die mens. Ne? So, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang. Nou Johannes is op die eiland van Patmos, Jesus het opgevaar hemel toe, ne? En hy is alleen op aarde, hy is die enigste disipel wat eintlik nog oor is, of apostel wat oor is, en wat gebeur? Hy is die enigste wat eintlik 'n natuurlike dood gesterf het. So, maar, sy verlange was een ding gewees, en dit is om weer vir Jesus te kan sien. En toe hy omdraai, toe sien hy die seun van die mens, en hy sien vir Jesus, en sy hart begin te klop. Hy sê, hy het 'n kleed aan, wat tot op sy voet hang, en gegord met 'n goue gordel om sy bors. En haar kleed is die priesterlike kleed, die goue gordel is deel van die priesterlike kleredrag wat ons aangetrek het. En hy sien Jesus is die hoëpriester, maar waar staan Jesus? Waar staan hy? Kom aan. Hy staan tussen die kandelaar, hy staan tussen die gemeentes. Jesus is tussen sy mense. Ne? Hy is hierso. En as ons gaan lees, in 2 vers 1, sê dit vir ons, dit sê hy, wat die 7 sterre in sy regterhou, wat wandel tussen die 7 goue kandelaar. Hy staan nie, maar hy wandel. Hy is 'n aktiewe God in ons lewens. Hy is nie 'n dooie God in ons lewens. Hy is 'n aktiewe God wat werk in ons lewens. Kyk. So nog weet my. Gaan ons te diep vandag? Julle sê nie vir my nie. Gaan ons te diep? Kan hulle los? So, okay. Is dit alright? So, Jesus is 'n aktiewe deelnemer
om sy woord te versprei, en hy's daar so tussen ons, en hy sê, ek sal julle nooit verlaat nie, en dit kom nou deur hierso, as ons nou verder lees, hy sê, sy hare was wit, soos wol, soos sneeu, né? Hy kan dit nie genoeg beklemtoon hoe wit was sy hare nie. Nou, dit is nie net sy hoof en hare sê dit, en dit is nie net 'n beklemtoning van die reinheid van sy hoof en sy gedagtes nie, maar dit is ook die wysheid waarmee hy na vore kom, en hoe hy in ons lewens werk, en in die kerk werk vandag. Is dit mooi? Okay? Glo julle my nie? Klik dit julle koppe, man, jyne. Okay, en dan, en sy voete, en sy hoof, en sy oë soos 'n vuurvlam. Nou hier is iets pragtigs oor sy vuurvlam. Sy oë was soos 'n vuurvlam. Wat sou julle sê beteken daai vuurvlam? Is dit nie? Ek sal 'n raai skoot vat. Vat hom, ek het geen antwoord is verkeerd hier so nie. Is dit nie glorie nie? Glorie kan een ding wees, yes. Ja. Okay? Glorie kan een ding wees, yes. Kom ons brei uit op dit. Wat sê hulle van God is 'n verterende vuur, yes. Okay? Sy heiligheid, sy almagtigheid, né, kom deur die vuur, né, oral, daar's 'n paar plekke wat sê. En as ons 'n Hooglied gaan lees, né, sê dit vir ons dat die vuur is 'n vuur van, waaroor gaan die hele boek Hooglied, hoor? Liefde, né? En God se vuur is 'n vuur van liefde. Kyk, en mense kan 'n hele studie met julle doen net daaroor, oor God se vuur. En hoe pragtig en simbolies dit is vir ons wat God lief het. Maar vir die wat God nie lief het nie, is sy vuur 'n oordeel. Hulle ervaar nie daai liefde nie. Hulle word verteer deur sy liefde. So, en Jesus kyk met hierdie oë van vuur na sy kinders, met alle wysheid wat hy het, met alle reinheid kyk hy na ons, met liefde. En hy wandel tussen ons, en hy bedien ons, met oë van vuur, met liefde. Die deursigtigheid wat hy het. En in sy regterhand het hy wat gehou? 7 sterre vasgehou. Okay? En uit sy mond het daar skerp 2 snede swaard uitgegaan. Wat is daar 7 sterre? Dit sê vir ons hierso, in vers 20, dat die 7 goue kandelare, die 7 sterre is die, lees dit vir ons toe. Die engele van die 7 kerke. Okay, so, hoekom sal hy die engele vashou? Die 7 sterre vashou in sy regterhand. Okay, ek wil gou julle vir my blaai na Jesaja 41 toe. Wat is nou Jesaja 41 toe? Ja, maar wil nie jy moet hom lees nie, want jy kom uit 'n ander blaai by. Jesaja 41. Blaai nou Jesaja 41 toe. As jy hom, wat sê hulle, nou digtelik was hy plek, as jy hom gekry het, sê amen. As jy hom nog nie gekry het, sê have mercy. So, het jy hom gekry? Okay, niemand het gesê have mercy nie, so dan het jy hom gekry. Okay, wie gaan of ons lees? Ek wil 'n bietjie ander mense ook hê wat lees hierso. Wat 'n ver. 10. Alweer. Go vir dit. Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Wees nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou. Ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Oh, beautiful. Hy sê, ek hou jy vast met my reddende regterhand. Daar is niks om voor te vrees nie, want ek is by jou, ek is met jou. Okay. So, hierdie woord sterre, ek weet gaan te kry, so.
nou het ek nie met Rose nie, is angelos in Grieks, wat dit vertaal word, angelos. Okay? Angelos kan beteken, is die werklike woord vir angelos is dienskneg. En dit kan beteken engel of dienskneg of konings, priesters. So dit kan enige van daai beteken. En in die konteks van Openbaring is dit God se diensknegte. En kyk wat het hy ons gemaak in vers 6. Lees hom vir ons dan. In 1 vers 6. Nou sien ek het julle. Yes, hy het ons konings en priesters gemaak. Okay? So met ander woorde, die engele wat hy vashou, is nie engele wat ons ken in die vlerke nie, weet wat ons bedien nie, maar dit is wie? Dit is ek en jy. Okay? Want hy het ons konings en priesters, hy het ons die diensknegte gemaak. En hy sê, julle het 'n werk om te doen. En kyk, elke gemeente wat begin skryf jy daar so, hoofstuk 2 vers 1, skryf van die engel van die gemeente in Efesië, skryf van die engel van die gemeente van Smyrna, skryf van die engel van die gemeente van Pergamos. So, skryf van die engel van, skryf van die diensknegte, skryf van die predikante, die gemeentelede, die wat konings en priesters is van die gemeentes, en sê vir hulle, dit is my boodskap van. So, en hy sê, jy het niks te vrees nie, want ek het jou vast in my regterhand, doen nie die werk, en ek het vir jou boodskap om te gaan gee, waar jy ook al gaan, is daar 'n boodskap wat jy moet uitdra, gaan doen dit nie. Ja? So, en ek doen dit met liefde, want die Here kyk ons met liefde aan, met sy oë wat vuurvlam is. So, met alle wysheid, met sy koninklike en priesterlike gewaad wat hy aan het, en 'n skerp tweesnydende swaard het sy mond uitgegaan. So, wat is daai skerp tweesnydende swaard? Kan jy nie meer stop bly? Dis die woord van Jesus. Dis die woord van God, ja. So, en interessantheid, ek gaan dit ook met julle later doen, miskien vanmiddag gaan ek met julle doen, hy sny twee kante toe, ja? Dis 'n twee skerp snydende swaard. Wat beteken dit, dat hy twee kante toe sny? So, en dan, as ons in hoofstuk 19 kom, dan sê dit, en hy wat kom, het 'n skerp swaard, wat uit sy mond uitkom. Maar hy sny aan een kant. Dit is nie meer twee kante toe nie. So dit het ook 'n baie pragtige betekenis vir ons. Okay, so, en sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. So, hy hou die 7 sterre vas, hy hou ons vas, en hy sê, ek gee julle die woord van God, om uit te vat na die wêreld toe. Nou, deel het met julle gemeentes. Lei die gemeentes op, om die werk te gaan doen. En dan sê hy, en oral waar hy praat van die son, beteken dit, dat dit kom direk van God af, hierdie boodskap. En Jesus staan daar, en sy aangesig, en sy gesig, skyn soos die son in sy volle glorie. En toe ek hom sien, val ek soos 'n dooie aan sy voete, en hy het sy regterhand op my gelê, en vir my gesê, wat? Wees jy nou maar net bang? Okay. So dit daar staan. Wat staan daar? Moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Yes, moenie vrees nie, ek is die eerste en die laaste. Okay? So jy hoef nie bang te wees nie. En dan gaan hy aan, hy sê, en ek is die lewende. Ek is nie 'n dooie God nie, ek wandel, ek is aktief tussen julle. Ek was lewend, ek was dood, en hy herhaal dit, hy sê, en kyk, ek was dood, en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid, amen. En ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Okay? Ek het die mag, nou in my hande. Wat sê Matteus 28 vir ons? Die groot kommissie. Alle mag is aan my gegee, in die hemel op die aarde. Gaan nou heen, en gaan maak die disippels van alle nasies.
en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Hy het alle mag het hy gekry. En dan sê hy, skryf dan nou die dinge op wat jy gesien het. Wat is, sowel as kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. So, dit is hoofstuk 1. Die dringendheid wat daar is, waar die Here ons voorroep, om te sien wie en wat hy is in die tyd, wat hy vir ons kan doen, en die krag wat hy ons kan gee, om die werk te kan doen. Is daar enigiets om te vrees, as ons weet, die Here is in ons midde. As niks, of ons hoef te vrees. So, ek wil graag, Armand, afsluit met 'n storie vir julle. En daar was 'n man in die naam van John Harper. Dit is 'n ware verhaal. En julle kan hom gaan Google op, tik John Harper en sy storie. Baie men hoor van sy storie. Maar John Harper het, toe hy klein was, het hy, so 2-3 jaar oud was, het hy in 'n put geval. En hy het amper verdrink in die put. En het hom gered. Later dan, toe hy 'n jong man was, toe was hy op die see gewees met 'n bootjie, en hy het daar gedobber, het skipbreuk gelei, en hy het gedobber in die water vir 2-3 dae lang. En toe het hom uiteindelik gered uit die see uit. John Harper het 'n absolute passie gehad en die dringendheid van God se werk in sy hart gehad. En hy wou net die werk van die Here klaar gemaak het. Hy het op die straathoeke gaan staan en hy gepreek, né, vir die mense, om sodat hulle kan tot bekering kom, dat hulle harte vir die Here kan gee, dat hulle sy wil kan doen en sy wil kan volg. En eendag toe die predikant verby hom gestap en hy sien vir John Harper hoe hy preek en die passie wat hy het, en hy sê vir John Harper, ek het jou nodig in my gemeente, om in my gemeente te kom preek. Hulle het hierdie boodskap nodig. John Harper het vir hom gaan werk in sy gemeente, en hy het daar gewerk vir 'n hele paar jaar, en uiteindelik is hy daar weg. Want hy het gesê, die mense is gestagneer. Hulle sien nie die dringendheid van God se boodskap, die ernstige tyd waarin ons lewe, dat die boodskap moet uitgaan nie. En John Harper het sy eie kerk begin, die John Harper kerk. Hy is getroud, klein dogtertjie, en net dat die kind 6-7 jaar oud is, die dogtertjie is sy vrou onverwags oorlede. Dit was 'n groot slag vir John Harper gewees. Sy was regtig waar vir hom 'n regterhand gewees in sy bediening. En hy besluit om net 'n breek te vat en weg te kom van al die pyn en die seer. En hy het 'n kaartjie geboek en hy en sy dogter het aan boord gegaan op die Titanic. En toe daai Titanic deur die yswater so seil en hulle slaan die ysberg. En hy het tot die besef gekom dat die skip is besig om te sink. Het hy sy dogtertjie gevat, hy het opgehardloop na die bootste dek toe. Hy het daar in een van die lewensredderbootjies gesit, haar 'n soen op die wang gegee en vir haar gesê, my kind, ek sal jou eendag weer sien. En die bootjie is afgesak, die laaste waai is gewaai, en John Harper het omgedraai en hy het van persoon gegaan na persoon, en het gesê, ken jy die Here? Het jy jou hart vir die Here al gegee? En dan het hy hulle hande gevat en saam met hulle gebid. En dan het hy die volgende een toe gaan en sê, ken jy die Here? Het jy al jou hart vir die Here gegee? En saam met hulle gebid. En so het hy gehardloop van een persoon na 'n ander, en toe daai skip in 2 gebreek het, en almal van boord afgespring het binne na yswater, en toe besef hy kan nie meer langer op die skip bly nie. En hy self het oorboord gespring en in die water geval. En daar het hy geswem met sy lewensredder baantjie aan van een persoon na 'n ander. Ken jy die Here? Het jy al jou hart vir die Here gegee? En in die yswater het hy vir hulle gebid, maar hy kom toe by 'n seun aan, 'n jong seun wat op 'n stuk
van 'n plank van die skip daar so dryf, en hy sê vir die seun, my seun, ken jy die Here? Nog voordat hy die tweede vraag gevra het, sê die seun, ek ken hom nie. Toe sê die seun, Jesus, ken jy vir Jesus? En hy sê, ek ken hom nie. Toe sê, jy moet vir Jesus leer ken. En John Harper trek toe sy lewensrede baadjie uit, en hy sê vir hom, my seun, jy het hierdie baadjie meer nodig as wat ek het. En John Harper draai om en hy swem, en voordat hy by die volgende persoon kom, en die seun het hierdie verhaal vertel, het hy gesien hoe John Harper verdwyn onder die water. En op die 10 jaar die Unie, wat al die oorlewendes by mekaar gekom het hy hierdie getuienis vertel van John Harper, en gesê dat John Harper, hy was die laaste bekeerde van John Harper. As John Harper nie na hom toe gekom het daai aand nie, sou hy nooit vir Jesus leer ken nie. Hierdie wêreld is besig om te sink. En daar's 'n dringendheid dat is die werk moet klaarmaak. Openbaring bring daai dringendheid so sterk deur en sê dat daar is soveel gevaar in hierdie wêreld vir ons. Ons moet so fokus om by Christus te kan bly, om hierdie werk te kan klaarmaak. Dis tyd dat ons die dringendheid moet aangryp en die werk moet klaarmaak. Om John Harper te wees, te sê ons gaan dit doen. Die openbaring van Jesus Christus, wat God hom gegee het, om aan sy diensknegte te toon, wat gou moet gebeur. Wat hy deur die sending van sy engel, aan sy diensknegt Johannes, te kenne gegee het. Wat getuig het van die woord van God, en die getuienis van Jesus Christus. Alles wat hy gesien het. Salig is hy wat die woorde van hierdie profesie lees, die wat dit hoor en bewaar, wat daarin geskryf is, want die tyd is naby. Johannes aan die 7 gemeentes, wat in Asië is, genade vir julle, en die vrede van hom wat is, en wat was, en wat kom. En van die 7 geeste, wat voor sy troon is. En van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eerstgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Hy wat ons lief het, en ons van ons sondes gewas het in sy bloed, en ons gemaak het konings en priesters vir sy God en Vader. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom op die wolke, en elke oog sal hom sien. Ook hulle wat hom deursteek het, en al die geslagte van die aarde sal oor hom rou bedryf. Ja, amen. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde, sê hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Johannes, julle medebroeder, in die verdrukking en in die koninkryk en lydsaamheid van Jesus Christus, was op die eiland wat Patmos genoem word. En ek was in die gees op die dag van die Here. En agter my het ek 'n groot stem gehoor, soos 'n bassyn, wat sê, ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste. Skryf nou alles wat jy sien in 'n boek en stuur dit na die 7 gemeentes wat in Asië is. Na Efesië,
en Smyrna, en Pergamus, Thyatira, en Sardis, en Philadelphia, en Laodicea. Toe draai ek my om te sien watter stem met my spreek. En toe ek my omgedraai het, sien ek 7 goue kandelaars. En tussen die 7 goue kandelaars, een soos die seun van die mens, met 'n kleed aan wat tot op sy voete hang, en gegord om sy bors met 'n goue gordel. Sy hoof en hare was wit, soos wit wol, soos sneeu, en sy oë was soos 'n vuurvlam. Sy voete was soos blikkoper wat gloei soos in 'n oond. En sy stem soos die stem van baie waters. En in sy regterhand het hy 7 sterre gehou. En 'n skerp tweesnydende swaard het uit sy mond uitgegaan. Sy aangesig was soos die son wat skyn in sy krag. En toe ek hom sien, het ek soos 'n dooie aan sy voete geval, en hy het sy regterhand op my gelê en my gesê, moenie vrees nie. Ek is die eerste en die laaste en die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid. Amen. Ek het die sleutels van die doderyk en die dood. Skryf dan nou alles wat jy sien. Dit wat is, en dit wat gaan gebeur, en dit wat gaan wees. Die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die verborgenheid van die 7 sterre, wat jy in my regterhand gesien het, en die 7 goue kandelaars. Die 7 sterre is die engele van die 7 gemeentes, en die 7 kandelaars wat jy gesien het, is die 7 gemeentes. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir u woord, dankie vir die boek Openbaring. Dankie Here dat u regterhand daagliks op ons lê en vir ons sê, moenie vrees nie. Ek het jou vas in my reddende regterhand en ek gaan jou dra. Deur waar ook al jy gaan. En ek gaan jou dra om die woord uit te dra. Moenie bang wees nie. Daar's 'n groot taak op ons hande. Here, help ons om John Harpers te wees. Om hierdie dringende boodskap uit te vat na die wêreld daar buite. Amen.